Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Ons almal beleef storms wat ons vrede wil steel. Wanneer die stormgolwe oor ons breek, wonder ons dikwels hoe ons staande gaan bly. Vandag kyk ons na die een wat die winde en die see beveel, sodat ons sy kalmte in ons eie storms kan vind. Ons skrifgedeelte kom uit Markus 4 vers 39 tot 40, wat soos volg lees. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, "Swyg, wees stil." En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, "Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie?" Wanneer ons hierdie gebeurtenis grammatikaal histories beskou, kry die wonderwerk selfs dieper betekenis. Die see van Galilea is bekend vir sy skielike, geweldige storms. Die koue lug vanaf die omliggende berge tref die warm, vogtige lug oor die meer, wat die water binne minute in 'n kolkende massa kan verander. Baie van Jesus se disippels was ervare vissers op presies hierdie water. Hulle het die gevare van die see geken. Tog was hul vrees die nag so groot dat hulle gedink het dat hulle gaan vergaan. Jesus het agterin die boot op 'n kussing geslaap. Hy was nie onverskillig nie. Hy het volkome gerus in die Vader se wil. Toe hy opstaan, het hy die natuurelemente toegespreek soos 'n meester sy diensknegt gebied. In die oorspronklike Griekse teks gebruik Jesus woorde wat letterlik beteken: bly stil en wees gemylband. Die skepping het dadelik sy stem herken en gehoorsaam. Die storm het nie net bedaar nie, daar het onmiddellik 'n groot stilte gekom. Om 'n storm van ver af te aanskou is een ding. Dit is dalk skouspelagtig op 'n veilige afstand. Maar wanneer jy self in die bootjie is, met branders wat oor die boeg breek en die reën wat in jou gesig slaan, word vrees skielik baie werklik. Dit is juis in sulke tye wat God geloof van ons vereis. Ons moet altyd onthou dat Jesus nie net gesag oor die storm het nie, maar dat hy ook saam met jou in die storm is. Die skriftuurlike werklikheid van Markus 4 wys vir ons dat die Here nie op 'n afstand staan wanneer ons swaar kry nie. Die disippels se bootjie het steeds water geskep, maar die Skepper van die heelal was aan boord. Soms maak Jesus die storm rondom ons dadelik stil. Ander kere stil hy die storm binne in ons hart terwyl ons omstandighede nog woed. Sy teenwoordigheid verander egter alles. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons anker is wanneer die storms van die lewe woed. Vergewe ons vir die kere wat ons toegelaat het, dat vrees ons laat twyfel het. Ons bring ons bekommernisse vandag na U toe en werp dit op U. Spreek U vrede oor ons harte uit, Here. Dankie dat U stem steeds magtiger is as enige storm wat teenoor ons staan. Ons rus vandag in U gesag, U liefde en U vrede. Wees met ons in alles wat ons doen. Ons bid dit in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Amen.